ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde geskaap het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op hierdie seën van God met Psalm 48, sing daar die eerste en die vierde verse, die erkenning van God se grootheid, die eerste en die vierde verse, vers 4, ons wil o Heer wat redding skenk, aan al u goedheid bly gedenk, as ons te saam is in u woning. 48 vers 1 en vers 4. Saam met die kerk, die gelowiges deur die eeue, doen ons saam belydenis van ons heilige algemene geloof waarin ons nie twyfel nie. Ons doen dit deur elkeen die volgende ons hart saam te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan ons voor God verootmoedig in die aanhoor van sy wet. Na die wet sing ons uit Psalm 32, na die eerste en die derde verse, Psalm 32 vers 1 en vers 3, die waarheid van skuldbelydenis, maar ook die waarheid van die vergifnis, die rykdom van vergifnis wat God aan ons skenk. Kom ons luister met die eerbied wat ons verskillig is eers na die wet van God, soos dit opgeteken is in Eksodus hoofstuk 20.
toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom voor U met die besef van ons eie nietigheid, ons eie onverdienstlikheid. Ons erken U as die Almagtige, die Skepper en die onderhouer van hemel en aarde. En dan kyk ons na onsself en ons sien hoe stikkend en vol gebreke ons voor U is. Daarom, Here, ons gebed sien ons aan in genade. Skenk ons die barmhartigheid wat U aan ons beloof, sodat daar weer vreugde en vrede en hoop in ons kan wees. Sodat ons nie vasval in die moeras van ons eie sonde nie, maar oorweldig word deur die vergifnis en die nuwe lewe wat U aan ons skenk in U Seun, deur die werk van U Heilige Gees. Ons bid, Here, wanneer ons voor U aangesig kom vir kerk hier op aarde, kerk wat verlam raak, deur oë wat gefestig is op hierdie wêreld, en weer ons oë op, en rig ons lewe op die oorvloed van seën wat U aan ons skenk. Gee ons ware vreugde, Here, omdat ons 'n sekere erfenis het, en omdat ons weet ons is verlos met die verlossing wat verkondig word deur die profete en die apostels, die verlossing wat geopenbaar is deur U Gees, verlossing waarin die engele begeerig is om insig te kry. Maak ons harte vreugdevol, omdat ons deel het aan hierdie verlossing. Sien hierdie gemeente en elke lidmaat, sien die werk van ouderlinge wat eersdaags weer op huisbesoek is in die gemeente. Maak die getuienis van U kerk hoorbaar vir elke oor wat moet hoor. Maak so, Here, op U tyd die getal van die uitverkorenes vol, sodat ons ook die heerlike dag kan beleef van die wederkoms van U Seun, wanneer hy verskyn op die wolke. Lei ons in hierdie oomblikke wat ons saam is rondom U woord, gee U die insig, gee Vader die ontvanklikheid, die saad van U woord ook te bewaar en te oordink en daaruit te lewe. Gee die veelvuldige vrug. En dit vra ons uit genade uit. Ons vra dit omdat ons onsself ken. Omdat ons weet, ons is uit onsself tot niks in staat nie. Hoor ons gebed deur Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Voor die bediening van die woord, broeders en susters, gaan ons saam sing weer uit Psalm 16. 3 verse, vers 1, vers 3 en vers 4. Wanneer hierdie psalm sing, dan hoor ons ook die troos van God se beloftes, die sekerheid wat dit bring aan die gelowige. Vers 3, ons ken almal die vers, my erfdeel is op aarde skoon vir my, die meetsnoer val in plekke lief en lustig. Ek loof die Heer wat deur sy raad my lei, selfs in die nag as alles sluimer rustig. Dan wek op lied my niere die verlange om God te dank in stille lofgesange. Psalm 16, die eerste, die derde en die vierde verse.
Ons skriflesing, broeders en susters, uit 2 gedeeltes. Ons gaan lees uit Genesis. Ons lees van hoofstuk 47 vers 27 saam tot aan die einde van hoofstuk 48. En dan is ons teksvers uit die Nuwe Testament, Hebreërs hoofstuk 11 vers 21. Genesis 47 van vers 27 en dan Hebreërs hoofstuk 11, daar net ons teksvers vers 21. Hoor die woord van die Here. So het Israel dan in Egipteland gewoon, in die land Gosen, en hulle het vaste besittings daarin verwerf en vrugbaar geword en sterk vermeerder. En Jakob het 17 jaar in Egipteland gelewe, sodat die dae van Jakob, die jare van sy lewe, 147 jaar was. En toe die dae van Israel nader kom dat hy moes sterwe, het hy sy seun Josef laat roep en vir hom gesê, as ek nou guns in jou oë gevind het, sit dan tog jou hand onder my heup en bewys my liefde en trou. Begrawe my tog nie in Egipte nie. Wanneer ek met my vaders ontslaap het, bring my dan weg uit Egipte en begrawe my in hulle graf. My antwoord, ek sal handel ooreenkomstig u woord. Sê hy, sweer my dit tog. En hy het vir hom gesweer. Toe het Israel in aanbidding gebuig oor die kop en end van die bed. Na hierdie dinge het aan Josef meegedeel, kyk, die vader is siek. Toe neem hy sy 2 seuns, Manasse en Efraim, met hom saam. En hulle het aan Jakob berig gebring en gesê, kyk, u seun Josef kom na u toe. Daarop het Jakob sy krag versamel en op die bed gaan sit. En Jakob het vir Josef gesê, God, die Almagtige, het aan my verskyn by Lus in die land Kanaan en my geseën en vir my gesê, kyk, ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder en jou tot 'n menigte van volke maak. En ek sal aan jou nageslag na jou hierdie land as 'n ewige besitting gee. Nou dan, jou 2 seuns, wat vir jou in Egipteland gebore is, voordat ek in Egipte na jou gekom het, is myne. Efraim en Manasse sal myne wees, net soos Reuben en Simeon. Maar jou nakomelinge wat jy na hulle verwek het, sal joue wees. Hulle sal na die naam van hulle broers genoem word in die se erfdeel. Toe ek van Padan gekom het, het Rachel by my gesterwe in die land Kanaan op die reis, toe daar nog 'n kort eind pad was om by Efrat te kom. En ek het daar begrawe langs die pad na Efrat, dit is Bethlehem. Toe Israel die seuns van Josef sien, sê hy, wie is dit? En Josef antwoord sy vader, dit is my seuns, wat God my hier gegee het. En hy sê, bring hulle tog by my, dat ek hulle kan seën. Maar Israel se oë was swaar van ouderdom, hy kon nie sien nie. En toe hy hulle by hom bring, het hy hulle gesoen en hulle omhels. En Israel sê vir Josef, ek het geen gedagte gehad om jou aangesig te sien nie, en kyk, God het my ook jou nageslag laat sien. Daarop laat Josef hulle van sy knie al weggaan, en hy buig hom met sy aangesig na die aarde toe. En Josef neem hulle 2, Efraim met sy regterhand, links van Israel, en Manasse met sy linkerhand regs van Israel, en hy bring hulle by hom. Toe steek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Efraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse. Hy het sy hande oor kruis gehou, want Manasse was die eerstgeborene. Hy het Josef geseën en gesê, die God vir wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as herder my lewe lang gelei het tot vandag toe, die engel wat my uit elke teëspoed verlos het, mag hy die seuns seën. Mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak. Mag hulle vermeerder in die land in menigte. Toe Josef sien dat sy vader sy regterhand op die hoof van Efraim gelê het, was dit verkeerd in sy oë, en hy het die hand van sy vader gegryp om dit van die hoof van Efraim op die hoof van Manasse oor te bring. En Josef sê aan sy vader, nie so nie my vader, want hierdie een is die eerstgeborene, lê u regterhand op sy hoof. Maar sy vader weier en sê, ek weet my seun, ek weet.
Hy sal ook 'n volk word, en hy sal ook groot word, nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sy nageslag sal 'n menigte van nasies word. So het hulle dan die dag geseën en gesê, met jou sal Israel 'n seën toewens, en die woorde, mag God jou maak soos Efraim en soos Manasse. So het hy dan Efraim voor Manasse gestel. Daarop sê Israel vir Josef, kyk, ek gaan sterwe, maar God sal met julle wees, en hy sal julle terug laat gaan na die land van julle vaders. En ek gee jou een stuk land bo jou broers, wat ek met my swaard en boog van die Amoriete afgeneem het. Dan lees ons ook uit die Nuwe Testament, in die Hebreër boek, na ons teksvers, hoofstuk 11 vers 21, deur die geloof het Jakob op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën, en hy het aanbid, terwyl hy leun op die knop van sy staf. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Jakob se lewe is vir ons aangrypend, dikwels vanweë die dubbelslagtigheid wat ons in hom raak sien. Dit is amper asof sy lewe in twee gedeel kan word, met die gebeure waarvan ons lees by Pniel. Aan die een kant staan Jakob, die hakskeen-gryper, die man wat voortdurend besig is om planne te maak, om God se beloftes vir homself te verseker. Die man wat telkens sake in sy eie hande wil neem, omdat hy God nie genoeg vertrou nie, omdat hy steun op sy eie vermoë. Dis egter nie die beeld wat in ons teksvers, Hebreërs 11 vers 21 aan ons voorgehou word nie. Die geskiedenis van Jakob beslaan byna 'n kwart van die hoofstukke van Genesis, maar uit Jakob se hele lewe is dit hierdie laaste oomblikke van sy lewe, die gebeure daar op sy sterfbed, waarna die geïnspireerde skrywer van Hebreërs 11 verwys in ons teksvers. Die geloof van Jakob word sigbaar wanneer hy in aanbidding neerbuig voor God en rus vind in sy beloftes. En dis die hoofsaak van die woordbediening vanoggend, dat God aan Jakob berusting gee in sy beloftes. Daarin is ook die onderrig geleer vir onsself, dat ons eie lewe nie sal aanpak in eie krag nie, maar sal leer om ons vertroue volledig te vestig op God. Dat die ou Jakob uit ons hart verban sal word, sodat die geloof wat God in hom bewerk het, ook in ons sigbaar sal wees. Ons kyk daarom na berusting in God se beloftes in die eerste plek, dan na die rede vir die berusting, en ook in die derde plek die gevolge van sulke berusting. Berusting in God se beloftes, die rede en die gevolge. Daar was 'n tyd in Jakob se lewe, toe dit wat oor hom getuig word in ons teksvers nie vir hom gegeld het nie. As mense tydens sy lewe vroeër baie anders gedink en opgetree. En die verskil is nie dat hy eens 'n ongelowige was nie. Van jongs af wat was God se beloftes en God se seën vir Jakob van groot belang. Dit het vir hom groot gewig gedra. Die verskil is dat hy vroeër vertrou het op homself, op sy eie krag, sy eie slimmighede, en nie op God alleen nie. Hy kon en wou God nie vertrou om die beloftes wat aan hom gegee was waar te maak nie, en neem daarom dikwels sake in sy eie hande. En daarom is sy geskiedenis in die boek Genesis deurspek van lus en sy eie planne om te kry wat hy graag wil hê. Stryd van die lewe, stry Jakob in sy eie krag.
Hierdie gesindheid het begin toe hy en Esau nog in die moederskoot was van Rebekka. Die worsteling tussen die tweeling was toe al 'n voorspelling van die stryd tussen die twee volke wat uit hulle sou voortkom. Toe al was dit Jakob wat gesteen het op eie krag, met die hartkeen van sy broer Esau vasgehou het met hulle geboorte. Van toe af nie vertroue op God nie, maar vertroue op eie vermoë. Hand bysit om dinge te verseker. Dis die beeld wat ons van Jakob kry voor die laaste hoofstukke van Genesis. Jakob wat nooit kan berus in God se beloftes en daarin sy vreugde kan vind nie. Hy is altyd bekommerd dat die beloftes hom sal ontglip, as hy nie van sy kant alles doen om dit te verhoed nie. En broeders en susters, as daar nou ooit 'n punt was waar Jakob moes steun op sy eie krag om die beloftes te verseker, dan is dit juis in hierdie laaste hoofstukke aan die einde van sy lewe. Dis immers juis hier wat dit lyk asof die belofte tog gaan misluk. Alles dui daarop dat sake vir Jakob en sy nageslag in Egipte sou doodloop. Hierdie was daarom die tyd gewees vir die ou Jakob om in te spring en sake in sy eie hande te neem. Het Jakob se hele gesin hulle self nie in Egipte bevind nie? Het Kanaan, die land van die belofte, nie deur droogte vir hulle onleefbaar geword nie? Eerder as om hulle teenwoordigheid daar te bevestig, was hulle verplig om alles daar agter te laat ter wille van oorlewing. Boonop was hulle besig om wortels in te slaan in Egipte. Genesis 47 vers 27 sê, so het Israel dan in Egipteland gewoon, in die land Gosen, en hulle het vaste besittings daarin verwerf en vrugbaar geword en sterk vermeerder. Hulle is ook nie maar net vir die 7 jaar van die droogte daar in Egipte nie, maar Jakob woon nou reeds vir 17 jaar lank daar. En daar is geen aanstaltes om terug te keer na die land van die belofte nie. Naarby is Jakob op sy einde. Vers 29 bevestig dat Israel, dis Jakob se God gegewe naam wat beteken God oorwin, dat sy dood op hande was. Hy is toe reeds 147 jaar oud. En die belofte oor die land wat al meer en meer onmoontlik lyk nie. Die belofte van 'n nageslag en die saad wat uit die vrou sou voortkom, het ook begin vervaag. God se belofte aan Jakob was dat hy Israel sou wees, dat sy volk dat uit hom voortkom Israel sou wees. En nou lyk dit asof sy nageslag 'n klomp Egiptenare gaan word. Al meer was hulle besig om tuis te raak in die vreemde. Jakob se lieflingseun Josef was reeds ten volle 'n Egiptenaar. Ook al het hy God nog aanbid, het hy reeds 'n Egiptiese naam gehad. Safenat Paneah. En as vrou Asenat, wat die dogter was van Potifera, die priester van On. Daarby was hy 2 seuns Egiptenare. Terwyl Josef het slegs was 'n naam, was hulle uit 'n gemengde huwelik tussen Josef en 'n Egiptiese dogter. Met menslike oog lyk dit daarom asof alles besig is om skeef te loop met die belofte van God. Nou sou dit die tyd wees vir Jakob om sake in sy eie hande te neem, om homself te vertrou om dinge reg te ruk, om te verseker dat die beloftes wel waar word. En ook as hy self swak, blind, 147 jaar oud, het hy daarom 12 seuns gehad wat kragtig en in die vleur van hulle lewe was. En een van hulle is boonop Josef, die onderkoning van Egipte, wat geweldige invloed kan uitoefen. Maar dit was die ou Jakob. Die man wat gesteen het op sy eie krag en God net en volle vertrou het nie. Israel op sy sterfbed is anders. En hy laat vir sy nageslag 'n ander erfenis na
as steun op eie vermoë. Hy laat sake in die hand van God. Hierdie vertroue van Jakob word duidelik in die vers wat ons saam gelees het in Genesis. Dit word duidelik uit die seën van Josef se seuns en ook uit Jakob se aanbidding terwyl hy leun op die knop van sy staf. Daaruit word duidelik dat Jakob se hart eintlik vol vertroue op God alleen was. Eers die seën oor Josef se twee seuns. Ons ken die geskiedenis. Josef besef dat Jakob se einde naby is, en daarom bring hy Manasse en Efraim na Jakob, en Jakob herhaal aan Josef die seën wat aan hom geskenk was by Bethel. Hy neem ook die twee seuns van Josef aan as sy eie. Het hulle nader geroep en hulle omhels en gesoen. Hoewel Josef vir Manasse, die oudste seun, so laat staan dat Jakob sy regterhand op sy hoof kon lê en sy linkerhand op die hoof van Efraim, ruil Jakob sy hande om sodat sy regterhand, die hand van seun, rus op Efraim. Nou sien hy wel al twee seuns van Josef, hy wys egter dat sy hart en sy vertroue gefestig is op God, en nie langer op homself en op sy eie vermoë nie. Word dit duidelik? Terwyl dit lyk asof die belofte van God doodloop in Egipte, is Jakob se seën niks anders nie as 'n herhaling van die oorvloedige seën wat God aan hom en aan Isak en aan Abraham beloof het. Volgens Genesis 48 vers 15 en 16 is sy versekering aan Josef: die God vir wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as herder my lewe lank gelei het tot vandag toe, die engel wat my uit elke teëspoed verlos het, mag hy die seën seën. Mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak. En mag hulle vermeerder in die land in menigte. Al wat in Jakob se gedagte is wanneer hy die seuns seën, is die beloftes van God. Lig nie weer sy hande op om sy eie kop te volg nie. Hy lig sy hande op om die belofte van God te herhaal en God se seën op Josef se nageslag te lê. Sy vertroue is in die Here om hierdie beloftes waar te maak. Maar nie alleen seën Jakob Josef se twee seuns nie, hy aanbid ook God, en ook daarin word sy vertroue duidelik. Ons lees hieroor in Genesis 47, vers 31, voor die gebeure met Efraim en Manasse. Jakob laat roep vir Josef om te verseker dat hy in Kanaan begrawe sal word en nie in Egipte nie. En nadat Josef beloof het, buig Israel in aanbidding oor die kop en end van sy bed. Hierdie neerbuig in aanbidding, waarna ook verwys word in ons teksvers, Hebreërs 11 vers 21. Dit bewys dat Jakob, of dan Israel, met sy hele hart sy vertroue stel op die Here. Daar is geen poging van sy kant om in te gryp, of om op een of ander manier hand by te sit om die toekoms te verseker nie. Hy buig bloot en vertrou homself neer. En aanbid God. Hierdie aanbidding geskied op die knop van sy staf. Daarin is daar groot betekenis as ons eers die verskil tussen ons teksvers en die woorde van Genesis 47 vers 31 kan verklaar, kan verstaan. Genesis 47 maak melding van aanbidding deur Israel op die kop en end van sy bed. Hebreërs 11 vers 21 praat van die knop van sy staf. Dit is die staf wat Jakob met hom saamgedra het op al sy pelgrimstogte. Waarom egter die verskil? Die woord vertaal as bed in Genesis 47 is die Hebreëse woord mitta. Die woord vir staf is mate. Aangesien die Hebreëus aanvanklik sonder vokale geskryf is, kom die woord afhangende van die vokale wat bygevoeg word, vertaal word, of as staf of as bed.
En die Jode wat aanvanklik die teks vokaliseer, maak die keuse, waarskynlik op grond van vers 2 wat praat van wet, om hier te praat van Jakob se kopstuk, sy wet, sy kop. Uit die latere Openbaring, Hebreërs 11 vers 21, blyk dit egter duidelik dat hierdie vokale nie vir wet sou wees nie, maar wel vir staf. Jakob leun op sy staf terwyl hy aanbid. Waarom is dit nou betekenisvol dat hy op sy pelgrimstaf aanbid het? Juis omdat daardie staf die ou lewe van Jakob as pelgrim, toe hy nog die haaksteengryper was, verteenwoordig het. Wanneer hy God aanbid, dan is dit by die erkenning dat hy nooit iets anders was nie as 'n pelgrim en 'n bywoner. Sy aanbidding op die kop van sy staf sê dat sy hele lewe 'n reis was wat beheer is en bestuur is nie deur homself nie, maar deur God. Daarom is hierdie aanbidding niks anders nie as 'n belydenis. Here, ek het probeer om my eie lewe te beheer en te bestuur. Ek het probeer om my lewe te lewe deur my eie krag en my eie vermoë. Ek het egter telkens misluk. Dis alleen deur u genade dat ek hier gekom het en dat ek u kan aanbid. Daarom leun ek op my staf en ek erken my vertroue op u, my afhanklikheid van u. U volbring u beloftes. U gee oorwinning. Dis Jakob vol geloofsvertroue aan die einde van sy lewe. Wat sê dit vir ons? Nou, die werklikheid is dat die vroeëre Jakob in 'n meerdere of 'n mindere mate in ons elkeen lewe. Ons vertrou tog so graag op onsself en ons eie krag en ons eie vermoë. Verseker nie net op God nie, om alles vir ons te gee wat ons nodig het vir ons lewe. Dit geld ons omstandighede in hierdie wêreld. Ons vertrou op ons eie krag om die werk te doen waartoe ons geroep is. Ons eie geleerdheid en ervaring sal verseker dat ons 'n goeie werk het. Ons eie wysheid en ons vaardighede sal sorg dat ons 'n goeie bestaan maak hier op aarde. En daarom rig ek ook my huis en my gesin en my huwelik en my lidmaatskap van die kerk in, soos ek dit sien en ek dit wil hê. En met vyande en teestanders reken ek sommer self vinnig af. Ons almal sit met Jakob in ons hart. Ook al wil ons dit nie eens teenoor onsself erken nie. En grypslik is dat ons hier dieselfde gesindheid het ook oor geestelike sake. As dit gaan oor sondeskuld, dan is ons eerste gedagte, ek moet harder probeer, sodat ek nie so skuldig voel nie. My inspanning sal my van die skuldlas op my gewete bevry. En wanneer dit gaan oor een of ander spesifieke sonde waarvan jy nie ontslae kan raak nie, dan neem jy jouself voor, ek sal net harder moet probeer. Ek sal self die sonde oorwin. Ek sal my aan God bewys met my eie inspanning en my eie vermoë. As dit gaan oor troost ons nodig het in hierdie lewe, dan troos ek myself baie vinnig met 'n uitstapie na die winkels, of 'n kwaai oefensessie in die gimnasium, of 'n fliek, of 'n goeie wegbreek, of 'n aantjie saam met my vriende. Dan is alles weer reg en my siel getroos. Wees net rustig. Ek het baie goed weggesit vir baie jare. Neem rus my siel, eet, drink en wees vrolik. Vertroue in jouself, net soos Jakob. Afsien van jou enigste troos in lewe en sterwe, naamlik dat jy behoort aan jou getroue saligmaker, Jesus Christus. Oproep uit hierdie vers is daarom geloof. Heelhartige vertroue in God alleen. Nie maar vir ons lewe hier
Die omstandighede wat ons hier beleef nie, maar ook vir ons ewigheid. Ons wandel met God. Ons vertrou hom in alle dinge. Dit beteken nie dat ons nie hoef te beplan of nie hoef te werk nie, maar wel dat ons al ons vertroue en ons beplanning en werk op God rig. Vertroue alleen in Jesus Christus en sy oorwinning oor sonde en dood, wanneer ons worstel met ons skuldgevoelens en stryd teen die sonde wat ons nie afgeskik kan kry nie, en voel ons word verbrysel deur nood en deur omstandighede van droefheid. Maar waarom is dit nou dat Jakob toe aan die einde van sy lewe sy vertroue rig op God alleen? Wat het verander? Teks gee die antwoord daarop deur te sê, deur geloof het Jakob op sy sterfbed al twee seuns van Josef geseën. Deur geloof het Jakob sy latere lewe ingerig. Deur geloof het hy dinge gemeet wat gebeur. Deur geloof kon hy op God alleen vertrou. Dis hoe geloof werk, broeders en susters. Deur geloof wat vasgryp aan God, sien ons onsself soos ons is. Swak en opstandig, met soveel wantroue in God en soveel vertroue in onsself. Geloof sien egter ook God soos hy is. Sterk en soewerein en kragtig en getrou aan sy beloftes. As ons oë so deur geloof oopgemaak word vir God en vir onsself, dan verstaan ons dat ons nooit beter kan weet as hy nie, en nooit daarin kan dink om hom te probeer help nie. En ons gryp vas, en ons hou vas aan hom, en aan sy beloftes. Dis ook hoe geloof beskryf word, Hebreërs 11 vers 1, geloof dan, is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys, van die dinge wat ons nie sien nie. Sy aardse oë kon Jakob nie sien hoe die beloftes van God in vervulling sou gaan nie. Hy gebruik egter sy geloofsoë en daardeur was hy oortuig dat God se beloftes waar gaan word. Daarom laat hy Josef beloof dat hy hom in Kanaan sal gaan begrawe. Daarom seën hy Efraim en Manasse met God se beloftes. Daarom aanbid hy op die knop van sy staf. Hy vertrou op God alleen. Dit is die deurdringende, helder uitsig van geloof. Geloof is nie blind sodat dit rondtas in die duister en ons laat vasgryp aan dwaase vrese nie. Geloof is aanskoue van God en sien met helder oë. So duidelik uit Genesis 48, wanneer Jakob Efraim en Manasse as sy eie seuns aanneem en sy hande kruis wanneer hy hulle seën. Hy sien in geloof dat hierdie seuns nie aan Josef sou behoort nie, maar dat hulle selfstandige stamme in Israel sou wees. Hy sien ook in geloof dat Manasse nie die een sou wees wat voorloop nie, maar dat Efraim, die jongste, sou uitbreek in menigtes. En tog is dit nie al wat Jakob sien nie. Hy sien nie maar in geloof die toekoms van hierdie twee stamme nie. Hy sien in geloof Jesus Christus. Dis waarom hy dinge kan oorlaat aan God as die oorwinnaar. Hierdie uitsig van Jakob word duidelik in die seën wat hy lê op Efraim, want in die seën gaan dit oor die saad. Vers 4 sê, kyk, ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder en jou tot 'n menigte van volke maak, en ek sal aan jou nageslag na jou hierdie land as 'n ewige besitting gee. Woord nageslag is in die oorspronklike saad, in die enkelvoud. Verwysing na die saad van die vrou, wat deur God beloof is. Ten diepste daarom 'n belofte oor Jesus Christus en die kerk wat hy sal versamel. In geloof in Jesus Christus word ook duidelik uit vers 16, waar Jakob praat oor die engel wat hom uit elke teëspoed verlos het. En sy wens is dat hierdie engel ook die twee seuns sal seën. Engel hier, verwysing na die engel van die Here.
Jesus Christus voor sy vleeswording. Deur die geloof het Jakob Jesus Christus gesien. En hy moes hom sien, voordat hy sy vertroue op God alleen kon vestig. Daar is geen ander weg na die Vader, geen leer, geen trapleer tussen hemel en aarde, buiten Jesus Christus nie. Net in hom is God se beloftes waar en vas. In Christus word die belofte van 'n vaderland verseker. Nie maar Kanaan hier op aarde nie, maar die erfdeel wat God berei vir ons, nuwe hemel en aarde in die ewigheid. Net in Christus se kruisdood en oorwinning is hierdie belofte aan ons vas en seker. Buite hom is daar geen erfdeel, geen hemelse vaderland nie. Dit geld ook vir ons, broeders en susters. Wie Christus sien in geloof, vertrou God en laat alles oor in sy hande. Sien af van jouself en jou eie vermoë. Geld vir ons lewe hier. In Christus sien ons God se vadersorg oor ons raak. Ook wanneer ons teëspoed beleef, wanneer donker tye oor ons aanbreek, dan sien ons die kruis. En ons weet, God is in alle omstandighede in beheer, dat hy dinge vir ons ten beste beskik. As ons Christus in geloof sien, dan weet ons, dis in hom, wat God ons seën met alle geestelike seëninge in die hemel. Vergifnis, nuwe lewe deur die Gees, weet dat dit alle dinge vir ons ten goeie meewerk. Dis God se liefde vir ons in Christus. As jy Christus daarom sien in geloof, dan word Jakob uit jou hart verban, en dan word Israel in jou sigbaar. Broer en suster, wat is jou nalatenskap vir jou kinders, jou kleinkinders? Is dit bloot aardse skatte? Of is dit hemelse rykdom? Is dit die getuienis van 'n persoonlike geloof in God se trou, bevestig in Jesus Christus? Volhardende geloof wat vashou ten spyte van alles in die toekomstige lewe. Geloof wat God verhef, deurdat jy hom eer en hom aanbid. Is dit selflose geloof, waardeur jy afsien van jouself en alle vertroue vestig op God alleen. Wanneer jy deur geloof lewe, dan sidder jy nie meer oor die toekoms, wat hier so donker lyk nie, of oor die inflasie wat jou belegging insluk nie, of oor die sukkelende owerheid wat nooit 'n besluit kan neem en kan deurvoer nie. Jy is nie langer beangs oor die kanker wat jou van binne af opeet nie, of jou kinders en jou kleinkinders ver in die vreemde nie. Dit is God se beloftes wat vir jou helder voor oë staan. Belofte van geloof wat nie sal wankel nie. En 'n ewige erfdeel wat hy vir ons bewaar. En dat hy ten spyte van die slegste omstandighede ook ons bewaar om die erfdeel in ontvangs te neem. Dis die hoop waarin ons lewe. Daar die sekere wete wat die Heilige Gees in ons werk, dat God getrou is en God getrou bly, en daarom al sy beloftes waar sal maak. Mag hy ook in jou hierdie vaste geloof werk, en jou in hierdie geloof bewaar. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons belydenis voor U is die werklikheid van ons selfvertroue. Die werklikheid dat ons so groot is in ons eie oë. Werklikheid dat U dikwels so klein is in ons eie oë en gedagtes. Ja, dat ons U selfs nie gedenk nie. Werklikheid dat ons verlossing vir ons
so vaag en alledaags word, sodat ons die vreugde daarvan nie meer beleef nie. Daarom, Here, is ons gebed, skenk ook aan ons geloof. Daardie geloof wat standhou, wat vashou aan U en die beloftes, wat ons staande hou in die grootste nood, wat ons dra, maar in ons end uit volhard, omdat U ons staande hou. Ons bid, Here, vir hulle wat deur omstandighede platgeslaan is, hulle wat so deur hierdie wêreld en omstandighede oorrompel word, dat hulle geen uitsig meer het op U nie. Hef hulle oë op, versterk hulle hart, gee ook aan hulle die vastigheid van die geloof. Wees ons elkeen naby in hierdie rusdag, hierdie opstandingsdag, maar gee ook dat ons vanuit hierdie oorwinning in U Seun sal lewe. Die teken van ons lewe nie sal wees selfgerigtheid en selfvermoë en eie vertroue nie, maar afhanklikheid van U. Vasgryp aan U en U beloftes. Hoor ons, Here, ons vra uit genade uit. Ons bid op grond van die intrede en die voorspraak van U Seun, Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Psalm 146, vers 2, 3, 6 en 8, 146, 2, 3, 6 en 8, lofpsalm, wat ons vertroue rig, met op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind, op die mense hoop nie bou nie, want as God hul gees ontbind, keer hulle na die aarde weer en hulle raadslag stort terneer. Vers 2, vers 2, vers 3, vers 6 en vers 8. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.